Al is sy een van die grootste sterre in Afrikaanse musiek, bly Juanita Du Plessis plat op die aarde. Sy het Paul genooi om te kom inloer agter die skerms tydens die vervulling van haar musiekvideo vir die liedjie As Vandag My Laaste Dag Is. Dit is op haar nuwe album From Nashville. Juanita, is dit veilig om in te kom? Steek jy gesig jou op? Ja, kom in. Paul, kom sit hier by my. Dankie. Ons sit nou net gou die laaste poeiertjies op, laat ek nie te veel blink vir die kamera nie. Ja, dit lyk goed, dit lyk goed. Nou, soos ek die storie verstaan, jou liedjie As Vandag My Laaste Dag Is, het eintlik voortgevloei uit jou besoek aan Nashville, wat een van die dinge op jou emmerlysie was. Emmerlysie is nou mooi, ek praat jy mooi Afrikaans. Vir die kykers, emmerlysie is bucket list. Jy weet, ons het hierdie toer gedoen deur Amerika. Ek droom my lewe lank al oor om eendag 'n country album in Nashville te gaan opneem, want ek het 'n verskriklike liefde vir country musiek. Ek ken waar anders is die grootste country stad van musiek as in Nashville. So, hier's maar so 'n paar fotootjies wat jy kan net saam met my kyk as jy wil. Dit is ons trip gewees en ja, die hele ervaring was tipe van die eindpunt van my bucket list en dit het gelei tot die liedjie wat ek geskryf het, As Vandag Jou Laaste Dag Is. Dit gaan maar basies oor dat elkeen van ons elke dag as ons opstaan en ons oë oopmaak vir onsself moet vra, as dit vandag jou einde is, sal jy tevredenheid hê in jou hart. Terwyl sy nou besig is met jou hare, ek het al 'n geruggie gehoor dat jy 'n bietjie van 'n probleem het met jou hare. Wel, ek is so 'n bietjie kleinserig in my hare. Nee, bietjie nie, ek is nogal baie kleinserig in my hare. So, almal wat met my hare werk, weet hulle moet nie te hard trek nie. Ek weet ek is maar van kleins af so. Dalk het my mamma iewers my hare getrek toe ek nie geluister het nie, ek weet nie. Ek dink die kykers weet al alles van my af, maar ek dink hulle weet nie alles van jou af. Ek haat dit as mense dit met my doen. Kom eens hoor, kom aan, kan ek nou die aanbieder wees en jou 'n vraag vra? Wat sal jy doen as vandag jou laaste dag is? As vandag my laaste dag was en ek moes dit als afeindig, sou ek dit waarskynlik gedoen het met 'n lekker avontuur en 'n wilde vry. Die nuwe country album is Juanita se 16de een en al die liedjies is in Amerika opgeneem. As die son in die oggend opkom en die wêreld vir my sing, as my hart nog klop hier binne my, nog 'n dag van lewe bring, bly ek wonder. Hey, Rudolf. As vandag Hi Paul, net betyds om te kom help stryk. Ja, weet jy, ek het nou toevallig my strykyster by die huis vergeet. Ag, tog. Damn. Goed, so ek weet, jy werk nou al 5 jaar saam met Juanita en 'n ontwerper en sy kliënt vorm ons na 'n tyd 'n vreeslike noue, intieme band. So, hoe is dit regtig om saam met haar te werk? Jong, Juanita is 'n moeilike mens nie, ek jok somme. Sy's 'n baie gemaklike mens om mee saam te werk, maar sy kan moeilik raak as ek die hake begin uitdruk. Dan roep ek maar weer die gesin nader, want haar kinders maak haar altyd weer kalm. Wel, lyk my in daai geval moet ek by haar seun gaan uitvind of sy ook 'n moeilike ma is. Sien jou later, Rudolf. Juanita se kinders is die 24-jarige Roan en die tweeling Mario en Franja wat nou 20 is. Mario wil net boer, terwyl die ander twee in ma se voetspore volg. Roan is die mede-vervaardiger van hierdie musiekvideo, terwyl Franja onlangs in die fliek As Jy Sing was. Hulle tree baie saam met Juanita op en is ook besig om aan hulle eie album te werk. Lekker man. Ek's nou bly ek kry die geleentheid om 'n bietjie met jou te gesels, want ek dink te midde van al Juanita se optredes en musiekvideo's vergeet mense soms dat sy ook 'n ma is. Ja, ek dink baie mense vergeet dit baie keer, jy weet, met die bedrywighede van die industrie en met die vereistes waaraan sy moet voldoen as 'n kunstenaar en 'n publieke figuur. Wat ek nou al, jy weet, kan sê van haar is sy maak tyd om 'n balans te skep tussen almal en tussen alles. En ek weet spesifiek een keer wat sy 'n vertoning gehad het in Potchefstroom en ek het die voorprogram gedoen vir haar. En toe ek op die verhoog is, toe besef die klankmense maar daar is nie een van my liedjies of tracks is daar om op te sing nie. So ek het nou maar hulle het maar besluit wat hulle gaan speel en ek moes saam sing ongeag wat hulle speel. En ek is toe in 'n toestand van die verhoog af na die tyd. Toe ek buite is, het sy moes opgaan. Sy was reg om op te gaan en sy het die tyd gevat en na my toe gekom en my eers kom troos voordat sy verder gegaan het met haar show. So sy's ma eerste. Sy's maar eerste. Jy en jou sussie het natuurlik ook saam met haar gesing in Kaalvoet Kinders. Was dit vir jou 'n vreemde sprong van kind na kollega?
Ja, dit is seker 'n aanpassing tot 'n mate, maar ons het groot geword saam met haar in haar loopbaan. Ons het saam getoer saam met haar en my pa. As hulle op die pad is en ons kan spring ons. En so ek dink omdat ons altyd daar was in 'n professionele hoedanigheid om te kyk hoe hulle werk, wat hulle doen, was dit nie vir ons so moeilik nie. En ons sing baie saam op die plaas met die gitare en as ons 'n kans kry, dan sing ons saam en ons hou 'n sing-along. So nee, nie regtig. Gee my 'n bietjie meer son, 'n bietjie meer see, 'n twin in die sand, elke tree, 'n golfvoetkuns sal ek altyd bly. Sluit die deur, ons van die pad, van die bosveld stilte roep my hart, ja, golfvoetkuns sal ek altyd bly. Juanita is 'n Namibiër wat eers as sekretaresse daar gewerk het. Eendag op Gubabis by 'n Steve Hofmeyr konsert het sy vir hom gevra hoe mens 'n ster word. Hy het blykbaar gesê, "Meisie, kom net eers uit Gubabis uit." En soos julle kan sien, sy het die raad gevolg. Want as vandag my laaste dag is, die lewe maak soms draaie wat niemand kan verstaan. Al het sy klaar so baie bereik, wil Juanita graag leer klavier speel en nog beter lirieke skryf. Dan droom sy ook van haar eie perdeplaas en later kleinkinders. As jy nou terugdink aan al jou suksesse, wat sou jy sê is jou wenresep? Dis 'n moeilike vraag. Ek dink nie vir my is daar as daar 'n wenresep is, weet ek nie wat dit is nie. Ek is maar net myself. Ek bly dankbaar vir al die seëninge en vir waar ek is in my lewe en vir wie ek is en ek doen net waarvoor ek lief is en ek dink nie daar's iets soos 'n wenresep nie. As daar een is, wil ek ook van hom weet. Wat sê jy is die belangrikste les wat jy in hierdie industrie geleer het? En wat is die advies wat jy dan aan jou kinders sou gee? Wees altyd nederig. Jy weet 'n ou kan so vinnig as soveel goed met jou gebeur en jy vinnig roem en sukses ervaar, dan kan 'n ou so vinnig dalk dink, nee, ek is nou 'n bietjie beter as daai of daai. Ek dink dit is belangrik om geanker te bly, om nederig te bly, om te weet waar alles vandaan kom en dankbaar te wees daarvoor. En altyd maar net lig te wees. Wie is Juanita? Hier's Juanita, hierso is ek. Nee, ek maak 'n grap. Juanita is iemand wat lewe asof elke dag my laaste dag is. Dis my missie, dis wat ek wil doen en dis my vraag aan al die kykers en aan almal vandag. As dit vandag jou laaste dag is, wat sal jy doen? Ek kies lewe. Ek hoop julle geniet hierdie volgende video saam met my. Dankie Pasella, dankie dat julle gekyk het. Geniet hom. Van ons kant af ook. Hoop julle het lekker gekuier. Onthou, Juanita se nuwe album sal in Junie op die rak wees. Totsiens, tot volgende week. Ek sal lewe, die belief hê, elkeen aan my net 'n rukkie lang vashou. Ek sal vergewe, tot aan die einde, en met vrede in my hart my oë wil toemaak, as vandag my laaste dag is. Elke hartklop, elke asem, dis net vir my geleen. Elke oggend as ek wakker word, weet ek dis 'n seën en ek beloof sag. As dit vandag my laaste dag is, sal ek lewe, die belief hê, elkeen aan my net 'n rukkie langer vashou. Ek sal vergewe, tot aan die einde, en met vrede in my hart my oë wil toemaak, as vandag my laaste dag is. As vandag my laaste dag is. As vandag my laaste dag is.